Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, ek wil vra dat julle gou saam met my kyk op die skerm. Daar behoort op die skerm 'n kunswerk op te kom. Ek weet nie of julle daar sit dit kan sien nie. Dis 'n redelike bekende kunswerk wat uitgekom het hier aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog. Dit was in Life Magazine gepubliseer in 1945 en daai kunswerk se naam is The 2000 Yard Stare. En jy kan dit sien as jy kyk na daai soldaat se oë, soos wat hy hier aan die einde van die oorlog net so ver afkyk in die vlakte. Hy kyk nie regtig na iets nie. Hy's so bietjie in zombie mode soos wat hy kyk. Nou, daardie skildery, vriende, is 'n illustrasie van 'n mediese kondisie wat genoem word battle fatigue. Ek weet nie of jy al gehoor het van battle fatigue nie. Dit is 'n baie groot ding was in die Tweede Wêreldoorlog so, in alle oorloë is dit so, ek dink meer ouens wat deur battle fatigue medies ongeskik verklaar word in oorloë as selfs ouens wat vir ander redes medies ongeskik verklaar word. En in 1946 was daar 'n verslag oor battle fatigue wat uitgekom het. Die verslag se naam was the Combat Exhaustion Report. En kyk gou vinnig saam met my op die skerm wat dit sê oor battle fatigue. Die ouens het gesê, dis einde van die Tweede Wêreldoorlog, that there is no such thing as getting used to combat. Each moment of combat imposes a strain so great that men will break down in direct relation to the intensity and the duration of their exposure. Psychiatric casualties are as inevitable as gunshot and shrapnel wounds. The general consensus was that a man reached his peak of effectiveness in the first 90 days of combat, and then after that, his efficiency began to fall off, and that he became steadily less valuable thereafter, until he was completely useless. En ek begin nie meer vandag, vriende, want net soos in fisiese oorlog, so ook in die geestelike stryd waarin ek en jy onsself bevind. Ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, as jy hier was saam met ons sal jy dit weet, maar dit is waaroor die boek van Openbaring grotendeels gaan. En nie net in die boek van Openbaring nie, reg deur die Nuwe Testament word ons vertel dat as ons volgelinge van Jesus is, as ons gelowiges is, dan bevind ons onsself in die midde van 'n geestelike oorlog. En net soos in fisiese oorlog, het hierdie geestelike stryd waarin alle gelowiges die heeltyd in hulle self bevind, het hierdie geestelike stryd die vermoë om uiteindelik sy tol te eis op jou en op my. Jy sien wat gebeur wanneer jy tot bekering kom, dan is ons vuur en vlam vir Jesus en jy kan amper jouself nie help nie. Jy vertel vir almal, vir jou vriende, jou familie, vir almal vertel jy van Jesus en jy's nogals bold en confident daaroor en jou vel is lekker dik en so as jy so bietjie gekritiseer word en ouens sê jy praat nonsens, dan is jy okay daarmee. Maar dan oor tyd wat gebeur, al die kritiek en al die verwerping, die kruis wat jy moet dra as 'n volgeling van Jesus is soos winderosie, geestelik gesproke. En wat dit doen is jou vel word eintlik al hoe dunner en dunner en jy raak moer en meer mismoedig. En dit is wat battle fatigue is. Daar's baie van ons vriende wat dalk vandag hier so sit met dit. En wat gebeur met geestelik gesproke battle fatigue is net soos in fisiese oorloë, dan raak ons maar net daai tipe van Christene wat ons is net so moeg en so moedeloos in die geestelike stryd. Dit is net makliker vir ons om in ons spreekwoordelike bunkers te gaan wegkruip, net veilig te wees, ver weg van daar waar die ouens die shots gee vir enigiemand wat sy kop uit hierdie banker uit gaan steek. En ons bly weg, ons skryp weg in ons bankers, of ten slegste, party van ons waai die wit vlag en sê, hoorie, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer die geestelike stryd bly voer nie. En vriendin, soos jy vandag hier so sit, wonder ek of jy iets persoonlik ken, van wat ek nou hier beskryf. Kan ek jou vra, soos jy vandag hier so sit, wat is die shots, wat jy of in die verlede, of dalk in die hede tans ervaar, juis omdat jy kies, om in die regte wêreld, in die detail van jou lewe, en dit wat jy sê en dit wat jy doen, getrou te wees aan Jesus.
Omdat jy probeer gehoorsaam aan Jesus wees, ervaar jy shots op hierdie stadium. Dalk is dit by die werk, juis omdat jy opstaan vir dit wat reg is volgens koning Jesus, in 'n wêreld wat 'n heeltemal 'n ander game baie keer by die werk speel, kos dit jou en jy vat shots daarvoor. Dalk is dit in jou huwelik. Dalk is dit jy vat shots by jou man of dalk by jou vrou omdat jy kies om met integriteit te sê ek gaan gehoorsaam aan koning Jesus wees. Dalk is dit jou kinders, jou tieners, jou ouer kinders by wie jy dit ervaar. Dalk is dit vriende, vorige vriende, die samelewing, vriende. Ons ervaar hierdie baie kere, vind ons hierdie tipe van oppositie selfs binne die kerk en selfs binne in ons plaaslike kerk. Nou as jy vandag hierso sit en jy sê ja, ek ken iets van daardie stryd en ek is moeg, ek het battle fatigue. Vriendin, wil ek jou vandag bemoedig. Jesus gee vandag vir ons in hierdie teksgedeelte, gee hy vir ons 'n kosbare boodskap om ons te bemoedig ten einde ons wie swak is, ons wie moeg is, om ons te kom bekragtig. En dit is waaroor Openbaring 3 vers 7 tot 13 gaan. Hierdie brief wat Jesus gepen het vir die gemeente in Philadelphia 2000 jaar gelede. So hou asseblief jou blaadjie by die rand, ons gaan na daai teksgedeelte kyk en ons gaan dit baie nou volg vandag, maar net so klein bietjie konteks. Dit is treffend dat die brief vir die gemeente in Philadelphia is nogals uniek onder die 7 briewe vir die 7 kerke, in dat die brief vir Philadelphia is saam met die brief aan die gemeente in Smyrna die enigste 2 briewe wat geen vermaaning het nie. Daar's geen harde woorde van Jesus in hierdie gedeelte nie. Dit is nogals goed, daar was 'n paar harde woorde gewees in die laaste paar weke. Hierdie, net soos vir die brief in Smyrna, is die 2 briewe wat net bemoediging is. Maar dis nie die enigste korrelasie tussen hierdie 2 briewe nie. In al 2 die briewe vir Smyrna en vir die kerk in Philadelphia sien ons dat die oppositie wat beide kerke gehad het, was dieselfde ouens gewees. Dit was ouens wat Jesus in beide briewe na verwys as die sinagoge van Satan. Jesus verwys daarna etniese Jode, letterlike Jode wat gekant was teen die Christene. Hy noem hulle die sinagoge van Satan in beide briewe. In al 2 briewe sê Jesus vir die kerke is daar 'n seisoen of 'n periode van toets of beproewing, selfe woord in die oorspronklike taal, wat beide daai kerke gaan ervaar. En in beide daardie briewe, vir beide vir Smyrna en vir Philadelphia, roep Jesus hulle en sê, hoorie, onthou, daar's hierdie kroon of hierdie oorwinningskrans vir die wat getrou bly aan my. Maar wat ek graag wil ons net vir 'n oomblik moet raak sien in ons gedeelte is nie die korrelasie met die brief in Smyrna nie, maar dit wat anderste is in hierdie brief. En vriende, wat in hierdie brief van die gemeente in Philadelphia anders is dit anderste as in Smyrna, is daar niks hierso dat hulle vervolging volskaalse vervolging was, soos wat dit vir Smyrna was, waar daai ouens in die tronk gegooi was vir hulle geloof, en party van hulle was selfs doodgemaak nie. Ons lees niks van dit in hierdie brief nie. Wat eerder hier blyk aan die gebeur is wat ons baie kere sal noem marginalisering, om gemarginalize te word. Kom ek vertel so klein bietjie, want ons weet dit van baie historiese geskrifte af wat gebeur het met die vroeë kerk. Jy sien, wat gebeur het is dat aanvanklik toe die Christelike beweging, die weg, die kerk, tot stand gekom het die Romeinse ryk aanvanklik gedink, hoorie, hierdie is maar bloot net 'n subgedeelte van die Joodse geloof. Ek bedoel, hulle praat ook van die Messias, hulle hou ook vas in die Ou Testament, en so hierdie is maar net soos 'n tipe van 'n Joodse sekte, en so aanvanklik het die Christenkerk dieselfde regte en voorregte geniet wat die Jode geniet het in die 1ste eeu onder die Romeinse ryk. Maar toe kom die Jode en die Jode maak dit baie duidelik aan die Romeinse ryk, luister, dit is nie die geval nie. Hierdie Christene het niks met ons uit te waai nie. Hulle hou aan 'n verkeerde, valse Messias vas. Hulle is nie kinders van Abraham nie, hulle is nie kinders van God nie. In feite, hierdie ouens is gevaarlik. Hulle maak moeilikheid. En so die Christene was uitgeskuif, hulle was gemarginalize, uit die sinagoges uit, baie kere uit hulle familieverhoudings uit hulle werksituasies uit, en in Klein-Asië, omdat hulle toe nie meer onder hierdie sambreel van die Jode gestaan het nie, was hulle as dit ware soos tweede klas burgers gewees.
En dit is vir sulke mense, die gemeente in Philadelphia, kyk saam met my in die teks, wat Jesus hierdie boodskap bring. En hy sê dat, hoor hierso, julle is ouens wat in die midde van hierdie oppositie doen julle goed. Well done. Kyk daarso vers 8. Jesus sê in vers 8 vir die Christene in Philadelphia, julle, praat jy as die gemeente as een, jy het vasgehou aan my woord en jy het my nie verloon nie. Well done, gemeente. Kyk saam my vers 10. Jesus sê vir hulle, jy was gehoorsaam aan my opdrag om te volhard. Maar hier is die moontlike gevaar. Hier is waar die spanning in die teksgedeelte kom. Kyk na vers 8, begin van vers 8. Maar hierdie is die ding wat waar is van julle, gemeente in Philadelphia, julle het min krag. Die Engels sê dit daar vir ons, you have but little power. Met ander woorde, hier's Christene, hulle doen goed, hulle fight die fight, maar hulle het battle fatigue. En dit is presies daar waar hulle min krag het, little power het, waar die versoeking ook vir hulle inkom. En dit is dan vir sulke gelowiges soos hulle, maar vriendin, gelowiges soos ek en jy, aan wie Jesus dan hierdie woorde vandag spreek, hierdie pragtige, kort, bemoedigende brief gee. Hier is in een sinnetjie waaroor vandag se brief gaan. Jesus spoor ons aan in vandag se gedeelte soos hy die kerk 2000 jaar terug gedoen het. Spoor hy aan en hy sê vir ons, bly getrou aan my te midde van die oppositie, deur my voor oë te hou en veral deur my beloftes te onthou. En so dit is wat ek wil hê ons moet sien, vriende. Kyk saam met my daar in vers 8 tot 13. In vers 8 tot 13, in daai 5 versies, gee Jesus 5 beloftes vir die kerk. In elkeen van die versies is daar een belofte, en dit is wat ek wil graag hê ons vandag moet sien. 5 beloftes vanaf Jesus aan ons, soos wat ons osself in hierdie geestelike stryd bevind, 5 beloftes dat as ek en jy dit sou hoor en dit aan boord sou neem, sal dit ons bemoedig, en dit sal jou en my in hierdie stryd waarin ons osself bevind, bekragtig. Ok, so kyk saam met my, sal op die skerm ook wees. Hier is Jesus se eerste belofte aan jou en my. Kyk saam met my vers 8. Jesus sê vir gelowiges, ek sal julle verwelkom. Ek sal julle verwelkom. Kyk aan vers 7. Jesus beskryf homself hier aan hierdie kerk, soos wat hy soos in al die ander briewe homself bekendstel, sê Jesus 3 dinge oor homself. Hy sê, ek is die heilige een, ek is die ware een, die een wat die sleutels van Dawid hou. Nou, al 3 daar, die stellings van Jesus daar in vers 7 kom uit die boek van Jesaja uit. En die treffende ding is dat daai eerste 2 beskrywings wat Jesus, titels wat Jesus van homself gee, ek is die heilige een, ek is die ware een, is al 2 in die boek van Jesaja titels wat God gebruik, Jahwe, die Here gebruik oor homself. En so wat Jesus hierso sê, is hy maak dit duidelik vir die kerk, hy herinner hulle soos in die res van die boek van Openbaring, dat hy self is God. Hy maak sy goddelike identiteit hierso bekend. Maar ek wil graag eens met fokus daar op die 3de beskrywing van Jesus, ook uit die boek Jesaja uit. Dit kom uit Jesaja 22, vers 22. So net 'n klein bietjie konteks. In Jesaja 22, vers 22, Jesaja 22, vers 22, verwys God daar, die Here, by wyse van die profeet Jesaja, verwys hy na hierdie dienskneg van die koninklike paleis. En hierdie ou se naam is Sebna. En Sebna is op daardie stadium die ou wat as dit ware sit met die sleutels vir die paleis. Hy is die dienskneg wat al seker maak wie kan inkom hier by die paleis en wie kan nie. Maar dan vermaan God by wyse van Jesaja vir Sebna en sê vir hom, omdat jy ontrou is, gaan ek hierdie sleutels van jou af wegvat. En ek gaan hierdie sleutels eerder gee vir 'n getroue dienskneg. En sy naam is Gilkia. Jesaja 22 vers 22. Kyk wat sê God oor Gilkia. Dit sal hier op die skerm wees. God sê, ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer plaas. Hy, Gilkia, sal oopmaak en niemand sal toesluit nie. Hy sal toesluit en niemand sal oopmaak nie.
Ek sal hom as pen inslaan op 'n stewige plek. Hy sal as 'n roemryke troon geld vir sy familie. Met ander woorde, het God gesê oor Gilkia in die Ou Testament, hierdie getroue dienskneg gaan gesag en mag hê oor wie toegang tot die koninkryk, tot die koninklike woning. En sê daai gedeelte, dit gaan baie goeie nuus wees vir sy familie. Ek bedoel, as hy die sleutels het, dan beteken dat sy familie het ook 'n binnebaan en hulle kan ook in die koninklike woning kom woon saam met hom. En vriende, dit is die beeld wat Jesus hier in ons gedeelte in vers 7 gebruik. En kyk saam met my in ons teksgedeelte vers 8. Dit is wat Jesus dan herhaal in vers 8 van ons gedeelte, wanneer Jesus vir die gemeente sê, gemeente Philadelphia, ek ken jou dade. Kyk, ek het voor jou 'n oop deur gegee wat niemand kan sluit nie. So dink gou vinnig saam met my aan die White House. Imagine ek kom maar by die White House in Washington aan en ek kom daar aan by die hoofhek en die sekuriteitswag in sy suit met sy, dit een van hierdie goeders aan dink ek. Hy kom maar by die hek en ek sê vir hom, "Moenie asseblief vir my oopmaak, ek wil graag by president Biden kom koffie drink." Hy gaan ten beste vir my lag, ten slegste gaan hy my daar wegjaag. Maar as ek daar by die hek aankom en ek is president Biden se seun of sy dogter of sy vrou of sy broer, hy gaan nie eers met my praat nie, hy gaan net die hek vir my oopmaak en hy sê, "Hoorie, kom in." En vriende, dit is wat Jesus as dit ware hier in hierdie eerste bemoediging vir jou en vir my sê. Jesus sê, ja, daar is hierdie mense, hierdie Jode in Philadelphia wat besig is om vir julle te sê, hoorie, julle is nie welkom nie. Julle is nie God se kinders nie. Julle is nie erfgename van die koninkryk nie. Maar hulle verwerping, sê Jesus, is 'n mors van tyd. Dit is te vergeefs, want julle is Christene, julle is die wat behoort aan die Christus. Julle is konings, kinders. Niemand kan die deur vir julle toemaak in my koninklike woning nie. Ek het die deur oopgemaak, niemand kan daai deur toemaak nie. Julle is welkom. En vriende, dit is vir ons goeie nuus. Dit is vir jou en vir my vandag baie, baie goeie nuus. Ek dink een van die grootste behoeftes, as ons moet eerlik wees met mekaar, een van die grootste behoeftes wat ons as mense het, is dat elkeen van ons hier hinker na aanvaarding. Elkeen van ons se grootste vrees, as jy mooi daaroor dink in die lewe, is om verwerp te word. Ons het 'n diep begeerte om verander aanvaarbaar te wees. Ons almal het daai diep begeerte. Ons almal smag daarna om verander, wie ook al die ander is, hoe ook al jy die krentjie wil trek. Ons wil verander goed genoeg wees. Ons wil by ander welkom wees. Ek en jy vrees om alleen te wees. En die Satan weet dit. Die Satan weet dit. En hy gebruik hierdie hartshinkering van jou en my teen ons. En soos wat ek en jy in ons lewens, in die groot en in die klein besluite van elke dag, probeer om getrou aan Jesus te wees, soos wat ek en jy probeer om gehoorsaam aan Jesus te wees, wat die Satan doen, is hy sweep ander mense op, juis die by wie ek en jy so smag om aanvaar te word, wie se goedkeuring ek en jy soek. En hy sweep hulle op, dat hulle ons verwerp. Vir jou en vir my sê, jy's in die buitekant van die kring. Jy behoort nie. Kan ek jou weer vra, soos jy vandag hier so sit, vriendin, as jy enigstens 'n kind van die Here is, en as jy remotely getrou of gehoorsaam aan hom is, dan behoort jy dit te ken in jou lewe. Kan ek jou vra, wie is dit vir jou? Hoe speel hierdie realiteit af vir jou? Soos ek gesê het, dit mag dalk by die werk wees, waar jy word net nie daai volgende werk gegee nie, jy's net heeltyd nie genooi na die parties toe nie, want jy is daai pynlike, boring Christen. Dalk is dit jou man of jou vrou of jou kinders wat op 'n onsigbare manier half jou 'n koue skouer gee, want jy wil te veel net op die stryd en narrow loop en dit maak lewe vir hulle net so bietjie nie ideaal nie. Vir baie van ons, en ek weet dit, want ek het gesprekke met baie van julle oor dit, so baie van ons ervaar hierdie met ons families. Lang trane wat ons huil,
met 'n pa of 'n ma of 'n broer of 'n suster wat net niks met ons te doen wil hê nie. Niks met jou te doen wil hê nie, want jy's een van daai Christene wat net jou geloof te ernstig vat. Vir baie van ons is dit vriendegroepe, nou jou ex-vriendegroepe. Jy word net nie meer genooi na die jagtrips toe nie. Jy word net nie meer genooi na die kuiers en die braaie toe nie. Dit mag dalk selfs in hierdie kerk wees, dat jy voel dat jy word buite die, wie ook al hulle self as die binnekring sien, geplaas, want jy probeer agter koning Jesus aanstap. Kan ek vir jou bemoedig vandag, vriendin, kan Jesus jou vandag asseblief bemoedig, as dit jy is? Hoor Jesus wat vandag met jou praat. Jesus sê vir jou in daai situasie vandag, ek weet waardeur jy gaan. Ek het dit self beleef, sê Jesus vir jou. Ek ken jou seer, ek weet wat is jou seer. Bly getrou aan my, sê Jesus vir jou vandag. Bly getrou aan my, wetende dat waar dit regtig saak maak in my koninkryk, sê Jesus, en in my Vader se huis, is jy nou reeds welkom, en jy is vir alle ewigheid welkom. Hier is die tweede bemoediging. Kyk sommer in vers 9. Vers 9, Jesus se tweede belofte. Die tweede belofte wat Jesus in vers 9 gee, is hy sê, ek sal julle verhef. Lees saam met my weer op vers 9. Jesus sê, kyk, gelowiges, ek laat toe dat daar mense uit die sinagoge van Satan kom, wat beweer dat hulle Jode is, maar dit nie is nie, hulle lieg. Kyk, ek sal sorg dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou liefhet. En so wat die logika is van wat Jesus daarso sê, as jy kyk na die taal van dat hy toelaat dat hierdie ouens hulle vervolg. Die logika daarvan is wel as Jesus die een is wat soewerein is, selfs oor die oppositie wat ons ervaar, is dit eintlik goeie nuus. Dis goeie nuus as Jesus toelaat dat slegte dinge met ons gebeur. Want dit beteken hy is die een wat op 'n tyd in sy goeie tyd dit weer kan wegneem. En dit is wat Jesus sê, hy sal hierdie aanslag van die teenstanders tot 'n einde bring. Inderdaad beloof Jesus vers 9, sal daar 'n dag kom wat sy disippels verheerlik sal wees. Hulle sal deel in sy heerlikheid. En nog gaan 'n dag wees wat hulle teenstanders voor hulle gaan neerval. Die teenstanders gaan erken, hulle was al die tyd eintlik verkeerd geweest. Nie net oor God nie, maar ook oor God se mense. En die teenstanders gaan op 'n dag kom waar hulle gaan erken en sê, ja waarlik, julle is die geliefdes van die ware Messias. En daai taal, vriende, die taal van vers 9 is wat ons in Engels praat van vindication. Nou vindication is 'n regstipe van term, nee. Vindication is wat gebeur dat as jy aangekla word, kom ons sê iemand vat jou hof toe en jy word aangekla vir 'n ding en almal op die public Twitter wêreld daar buite dink jy skuldig en jy kom in die hof en die regter sit al die feite op die tafel of hy hoor al die feite op die tafel en hy sê hierdie ou is vrygespreek, hierdie persoon is nie skuldig nie, daai persoon word gewindikeer. En wat Jesus sê, hy sê daar gaan 'n dag kom waar al daardie tipe van dinge wat die aanvalle is van die vyande van God se mense, waar hulle gaan erken hulle was in die verkeerd en waar God se mense gewindikeer kan word. Vriende, dit is goeie nuus. Stop en glo dit net vir 'n oomblik. Elke oomblik. Dis goeie nuus vir elkeen van ons wat heidaglik swaar trek, juis weens die sonde van ander. Veral ek en jy wat voel dat ons weens die sonde van ander nie in die hier en nou justice kry nie. Hierdie belofte van Jesus is heuningsoet vir mense soos ons dan. As dit jy is, as jy op hierdie oomblik hier so sit en jy is kwaad en jy's hartseer en jy's negatief en jy's seer gemaak en jy het nie justice gekry nie, hoor Jesus wat vandag vir jou sê, hou moed en bly getrou aan my. Ek is die goeie regter, daar is geen ongeregtigheid wat in my troonhofkamer ooit ontglip sal word nie. Daar sal 'n dag kom, my geliefde, waar ek alles wat jy op uitgemis het
en alles wat jy verloor het, en elke liewe manier wat jy benadeel was, waar alles maar alles van dit herstel sal word. Jy sal gewindigheid word. Dit is wat Jesus vir ons die kerk vandag hierso sê. Kyk saam met my in vers 10. Vers 10 is daar 2 woorde. Kyk saam met my in die Engels. In die Engels vers 10 is daar 2 woorde wat so kosbaar is. Ons het dit ook gesien in Openbaring 1 en ons gaan dit baie kere sien in die boek van Openbaring. Ek sou sê dit lê reg by die hart van die hele boek Openbaring. Dis die woorde patient endurance. Patient endurance. Vriende, hoor asseblief tog mooi, dit is wat God jou en my tot roep in hierdie wêreld. Hy roep vir jou en vir my to patiently endure in 'n wêreld vol van ongeregtigheid, in 'n wêreld vol van onregverdigheid. Roep hy ons om te patiently endure in Jesus se taal en dan Paulus haal vir Jesus aan, Petrus haal vir Jesus aan. Jesus sê vir jou en vir my, daar waar jy te nagekom word en jy kry nie justice nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, oorkom die kwaad met die goeie. Endure patiently. Ek beloof jou, sê Jesus vir jou vandag, ek beloof jou dat eendag sal alles blootgelê word. Reg en geregtigheid sal geskied, bly getrou. Hier is die derde belofte van Jesus. Ons is by vers 10, nog 'n belofte van Jesus in vers 10. Jesus sê vir gelowiges, ek sal julle veilig hou. Hier wil ek eers met vinnig die Engelse vertaling lees, want dit kry die woordspeling hier net so klein bietjie dink ek duideliker. Kyk saam met my na vers 10 in die Engels. Jesus sê vir die kerk, because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the trial that is coming on the world to try those who dwell on the earth. Nou baie belangrik vir ons om hierdie te hoor, veral as ons by die boek van Openbaring kom. Wanneer Jesus hier verwys na hierdie hour of trial, hierdie uur van beproewing, verwys Jesus nie hier na een of ander geeskaleerde, verskriklike, moeilike seisoen ergens in die toekoms van wêreldgeskiedenis en sy gelowiges wat geteleport moet word, weggeraap moet word, weg van die moeilike situasie af nie. Dis nie wat hierdie teks oor gaan nie. En ons kan dit weet, want as dit was, het Jesus gejok, want dan het sy belofte nie waar geword vir die kerk in Philadelphia nie. Onthou, hierdie is 'n brief in die eerste plek, geskryf aan hierdie ouens, en hulle was daar, hulle het nie weggekom uit hulle moeilike omstandighede uit nie. Nee, vir ons om te verstaan wat Jesus na verwys, het ons nodig om vinnig saam te kyk na woorde van Jesus in Johannes 17 vers 15. Is treffend, so dit gaan nie op die skerm wees, maar voor jy dit lees op die skerm, hoor my uit. Ons een ander plek in die hele Nuwe Testament waar ons presies hierdie selfde woorde hoor, die taal van I will keep you, wat Jesus dit sê, een ander plek in die Nuwe Testament, uit Jesus se mond uit en ook gepen deur dieselfde Johannes wat Openbaring geskryf het. Dis Johannes 17 vers 15. Hoor wat sê Jesus hier, hy praat hier met sy Vader, hy bid tot sy Vader. Jesus sê, I do not ask that you take them out of the world. En dit weer lees. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. Vriende, Jesus beloof nie vir ons as gelowiges dat hy ons uit ons moeilike omstandighede noodwendig uit gaan neem nie, maar wat Jesus aan jou en my beloof, is dat hy ons te midde van ons moeilike omstandighede sal hou. Kan ek jou weer vra, soos jy vandag hier so sit, vriendin, ek hoef nie vir jou te sê nie, jy weet reeds op hierdie stadium van ons tyd saam vanoggend, wat is jou moeilike omstandighede, en ek verwys spesifiek hier na die moeilike omstandighede, omdat jy die naam van Jesus nie net met jou lippe bely nie, maar met jou lewe kies om gehoorsaam aan hom te wees. Wat hierdie gedeelte vir ons sê is, ja, hou vas aan Jesus, vers 10. Ek en jy het nodig om aan Jesus vas te hou. Maar vriende, rus hierin. Jesus hou aan jou vas 10.000 keer meer as wat jy met jou min krag probeer om aan hom vas te hou.
Jesus se greep, vriendin, op jou is soveel sterker as jou en myne. In jou en my uur van beproewing, wanneer die Satan se aanslag sterk is en wanneer ons vlees swak is en wanneer ons geloof min is, sal Jesus se kragtige hand jou hou. Dis 'n belofte. Hoor hoe sê Jesus dit elders in Johannes 10 vers 28 ook vir jou en vir my. Jesus sê, my skape sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie. En niemand of niks sal hulle uit my hand uitruk nie. Jesus se hand is kragtig. Vriendin, kom rus vandag in dit. Hy sal jou veilig hou. Hier is Jesus se verdere, sy 4de belofte aan ons gelowiges vandag. Kyk saam met my na vers 11. Jesus se 4de belofte is, ek sal julle uitkoms gee. Vers 11. Kyk waar die heel eerste 3 woorde in vers 11 begin met hierdie belofte. Jesus sê, ek kom gou, maar ek en jy moenie dink hier, sodat as Jesus sê, ek kom gou, praat hy hier in die eerste plek, primêr, oor sy wederkoms nie. Dit is so, en die boek van Openbaring werk soontoe, Jesus kom terug 'n tweede keer, in daai sin van die woord. Wat Jesus hierna verwys, as hy sê ek kom gou, praat hy van nou, hier, in die midde van jou beproewing, is die belofte, ek kom gou. En hierdie is hoekom ons kan weet, dit is wat Jesus hier bedoel. Daar's een ander plek in die 7 briewe, waar Jesus reeds vir ons gesê het, ek kom gou, dit was aan die brief, in die kerk in Pergamum, en dit was dieselfde taal, net die inwers, die ander kant van die muntstuk. Jesus het vir die kerk in Pergamum gesê, hoorie, julle is nie besig om vas te hou in my woord nie. Hier is die waarskuwing, ek kom gou, ek gaan na julle toe kom, en as ek kom, gaan ek julle kom dissiplineer, so, julle het nodig om vas te hou aan my woord. Nou, 2 kerke later, sê Jesus presies dieselfde woorde, maar nou net in die positiewe sin van die woord, vir ouens wat vashou. En Jesus sê vir hulle ook, hoor jy, ek gaan julle kom ontmoet, ek gaan jou daar kom ontmoet waar jy is. Dit voel vir jou, jy gaan dit nie maak nie, soos wat jy probeer getrou bly, maar ek is daar, ek is net om die draai, wag vir my, wag op my. Dit wat Jesus hier beloof aan ons vriende, sien ons op ander plekke in die Nuwe Testament. Ek dink spesifiek aan die taal van 1 Korintiërs 10 vers 13. Kyk vinnig saam met my op die skerm. In 'n soortgelyke konteks waar Paulus daar vir Christene bemoedig om vas te hou aan Jesus te midde van die beproewing, die versoeking, is hierdie wat Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 13 sê. Kyk gou vinnig saam met my. Paulus sê daarso, geen versoeking, Christen, het oor julle gekom behalwe 'n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle daardie versoeking kan verduur. Vriende, is dit nie bemoedigend nie? Ek weet nie of jy dit weet nie. Dink gou aan jou versoeking, dink aan jou uur van beproewing. Daar's geen uur van beproewing wat ek en jy het, wat ek en jy nie as gelowiges kan weerstaan nie. Dis wat daai teks sê, is dat God sal in elke beproewing vir jou en vir my 'n uitkomkans gee, of in Openbaring taal, Jesus is daar, Jesus is naby, hy is net om die draai. Vriende, kan ek jou aanspoor in dit, soos jy hierso dalk sit, en jy dink oor jou uur van beproewing op hierdie oomblik, en jy kyk af in daai tonnel, en jy sien geen lig in die onderkant van daai tonnel nie. Of jy sien net donker wolke, en daar's geen son wat deurbreek nie. Jesus sê vir jou vandag, byt vas, bly getrou, hou moed, ek kom gou. Jesus sê vir jou, ek sal nie toelaat dat jy bo jou vermoë versoek word nie, ek sal vir jou 'n uitkomkans gee. Kom en wag op my, ek kom gou. Hoor hom, vriende, hier is die laaste. Hier is die laaste belofte van Jesus in die vers 12. Die laaste belofte, die laaste bemoediging wat Jesus vir ons gee, ons wat moeg is, ons wat mismoedig is, soos wat ons in hierdie geestelike stryd onsself bevind. Jesus sê vir ons vers 12, ek sal julle ewige welstand verseker. Gelowiges, ek sal julle ewige welstand verseker.
Kyk vinnig saam op die skerm. Een van die dinge op my bucket list. So dit is regtig op my bucket list. Is dat ek wil baie graag nog gaan na Klein-Asië toe, moderne Turkye vandag. En ek wil, jy kan soos 'n Christian tour gaan doen, waar jy kan gaan na elkeen van daai 7 kerke, of ten minste die areas waar die 7 kerke was wat ons van lees in die boek Openbaring. En daai foto's wat daar op die skerm is dit daar? Ja, daar's dit. Daai foto's is letterlik by elkeen van die sites van die 7 kerke van wat ons van lees in die boek van Openbaring. Nou dit behoort jou te tref. Daar's nie baie oor van 2000 jaar gelede nie. Dit is net mirasies, maar daar's een ding wat al daai plekke in gemeen het. Wat is dit? Pilare. Okay? Al daai plekke het pilare in gemeen en dit maak tog sin as jy mooi net vir 'n oomblik saam dink oor pilare, want pilare word juis gebou om stewig en standvastig te wees. Die punt van pilare is om stabiliteit te bring. Die punt van pilare is dat dit is sterk en dit is iets wat versterk is. Nou sit asseblief daar af want almal dink aan hulle vakansie, hulle volgende vakansie. Okay, ek dink julle kry die idee. Dis treffend actually. Hierdie dink ek dink dit is wat Jesus eintlik besig is om hier te kommunikeer. Net 'n paar dekades voor die brief aan die gemeente in Philadelphia, jy kan dit gaan Google, was daar 'n onsaglike groot aardbewing gewees juis in die area van die stad Philadelphia en die hele stad was omtrent gedisintegreer na daai aardbewing. En ek dink Jesus is half juis besig om hierdie illustrasie te gebruik vir hierdie ouens wat baie bewus is van dit. Ek kan nie help om te dink dat wat Jesus hierso sê vir hulle, hy sê vir hierdie gelowiges, hy sê vir hulle, hoorie, ek weet dat in julle vervolging word julle wêreld geskit, gelowiges. En julle is baie bewus van die krake in julle eie geloof. Julle voel swak, julle voel broos, julle voel baie onstabiel. Dit voel vir julle asof die hele House of Cards net in mekaar gaan tuimel. Dit is hoe dit vir julle voel. Maar wat Jesus vir die gemeente in Philadelphia sê, is hy sê vir hulle, bly gewortel in my, bly gegrond soos 'n pilaar in my. Daar sal 'n dag kom waar ek die aarde gaan skud. En daai dag as ek die aarde skud, gaan daar net een ding oorbly en dit is die tempel van God en julle sal die pilare in daardie tempel wees. Daar's 'n verdere laaste bemoediging wat Jesus dan hierso gee in vers 12. 'n Verdere manier wat Jesus hulle sekuriteit beklemtoon. Sien jy dit daar in vers 12? Ek lees vir ons vers 12 verder, sê Jesus, sal ek ook die naam van my God op julle op hierdie pilare kom grafeer en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem wat uit die hemel uit gaan neerdal, en ek sal ook my nuwe naam op julle op hierdie pilare kom grafeer. Laaste prentjie. Kyk gou vinnig saam my, heel laaste prentjie. Ons is amper daar vanoggend. Hierdie is een van daardie pilare. Ek weet nie of dit nou is by daai 7 kerke nie, maar hierdie is 'n pilaar van 'n mirasie van 'n tempel in die 1ste eeu, van 'n Griekse tempel. En daar is op dit geskryf. Hierdie was 'n baie algemene ding wat gebeur het met pilare. Daai is die name van die donateurs gewees wat die spesifieke tempel help bou het. In feite ons kan lees, sê die ouens wat daai Grieks kan lees soos dit daarso staan, wat daarso staan is dat gaan terug na daai prentjie toe net vir ons daar asseblief, is dat waar daai pilaar kommunikeer is dat hierdie tempel is gehelp deur 'n ou met die naam van Menokrates. Hy was 'n dokter, sê dit daar op daai skrif, en hy het 5 van die pilare van hierdie tempel het hy gesponsor. En dan is daar verder aan die gedeelte sê dit, en dan is daar ook hierdie ou met die naam van Leo Quintus, en Leo Quintus sê dit was 'n magistraat, en hy het 7 van hierdie pilare betaal vir hierdie tempel wat jy sien. Dis baie soos wat ons vandag sien, nee, as jy bou 'n fancy gebou, dan sit jy 'n plakkaat op, en hierdie is deur so en so gesponsor gewees. Dit is wat daar was. En vriende, ek dink dit is wat Jesus besig is om hier te kommunikeer. Dit is wat Jesus vir jou en vir my sê. Hoor mooi, Jesus sê vir ons, gelowige weet dit, onthou dit. Julle ewige sekuriteit lê in die feit dat my Vader en ek het vir julle betaal. Julle ewige welstand het vir my Vader
sy seun gekos. Julle ewige welstand het vir my lewe gekos, sê Jesus. Hoekom sal ek julle dan ooit los? As ek dan hierdie onsaglike prys, ek en my Vader vir julle betaal het, die nuwe Jerusalem, is julle ewige sekerheid. En so ek sluit af, vriende, hiermee. Hoor dit vandag, soos wat jy vandag hier so sit. Gelowige, jy wat moeg is, jy wat mismoedig is, jy wat battle fatigue het, en dit is net makliker vir jou op hierdie stadium om weg te kruip in jou spreekwoordelike banker. En so jy gaan deur hierdie lewe op hierdie stadium, baie min mense om jou, nie eers jou man of jou vrou of jou kinders, die skool waar hulle is, jou werk, jou familie, regtig besef dat jy is 'n volgeling van Jesus nie, want jy het geleer om ver diep in die bankers weg te kruip, want daar's net geen skote wat daar klap nie. As dit jy is, of as jy dalk iemand is wat baie naby is om by die leertjie by die banker uit te klim en jou wit vlag te hys en te sê, ek kan nie meer nie, ek hou op. Kan ek jou aanspoor vandag? Kan Jesus jou aanspoor? Kan Jesus jou bemoedig vandag en vir jou sê, hou aan, bly getrou. Bly getrou, sê Jesus, deur my voor oë te hou. Bly getrou deur my beloftes te onthou. Onthou, sê Jesus, vers 8, dat ek sal jou verwelkom. Ek sal jou, vers 9, verhef. Ek sal, vers 10, jou veilig hou, sê Jesus. Ek sal, vers 11, jou uitkoms gee. Ek sal, vers 12, jou ewige standvastigheid en sekuriteit bied. Vriende, mag ons met al ons swakheid kom rus in so 'n sterke koning, in so 'n sterke verlosser. En soos vers 13 sê, laat die wat ore het hoor en luister na dit wat die Gees vir die gemeente sê. Kom ons bid saam. Ja, Vader, ons wil vir U loof en vir U prys. Koning Jesus, ons wil U loof en vir U prys. Dat U so 'n goeie, sterk koning en verlosser vir ons is. Jesus, ons voel dit nie op die beste van tye nie. Dankie dat U is die een begin, middel en einde, wat sal seker maak dat ons by U vir alle ewigheid sal wees. En so Here, ek bid vir elkeen van ons hier in die krag van die Gees, help ons nou en soos ons hierdie week ingaan, om met meer van ons gewig, met meer van ons geloofsgewig op hierdie sterk Jesus te steun en in Hom te rus. Asseblief Here, en soos ons dit doen, maak ons se mense wat aanhou die goeie stryd stry, wetende dat U die een is wat eintlik die oorwinning reeds behaal het, besig is om dit te behaal en in die toekoms sal behaal. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.